Long time no see. 'n Mens se lewe verander daarom ongelooflik vinnig in breekdele van sekondes, liewe boeties en sissies. Jy het dit nooit voorsien nie, en dan skielik, dan lê 'n man op jou rug en intensief, en dan 6 weke later, dan lê jy nog steeds daar. En weet julle wat, het ek besef in hierdie tyd, ons draai maklik weg van God af, maar hy draai nie van ons af weg nie. Terwyl ek daar intensief lê, raak my gebede al hoe meer eenvoudig. Eers vra ek vir die groot goeders, en later dan besef ek maar, ek moet vir die Here goeders vra van elke dag. Sê ek, Here, asseblief, as ek net eendag weer langs my vrou in die bed kan lê. As ek net weer self kan badkamer toe gaan, toilet toe gaan, Here. Here, as ek net weer my kleinkind op my skoot kan hou. Hemelse Vader, as ek net weer kan sien as die son opkom, as die son ondergaan. Want as jy so intensief lê, dan is dit eintlik maar net ligte. En weet julle wat, boeties en sissies, elkeen van hierdie klein gebede van my, hierdie vrae na God, in 'n tyd wat 'n mens hom eintlik verskriklik soek, het hy kom vervul. Hy het hulle almal kom waarmaak. Eintlik 'n klomp klein wonderwerkies, wat die Here kom regkry het weer. En hier kan ek nou vanmôre met julle praat ook. Ek het nogal dit ook gedink, Here, as ek net ooit weer eendag 'n preek kan opneem, met mense kan gesels. En nou is dit waar. Maar weet julle wat, ek was net 2 weke by die huis, toe gebeur daar iets met my, wat ek vanmôre met julle wil deel. 'n Angs kom oor my, en skielik vergeet ek van al hierdie klein wonderwerkies en gebede wat die Here vervul het, en ek begin my bekommer oor môre. Gaan die gemeente nog aanhou bestaan? Gaan ek nog salaris kry? Gaan my been ooit heeltemal regkom? Gaan, en daai angs vat my, en hy sleep vir my in 'n gat af. En terwyl ek daar is, lees ek hierdie ding raak. En ek wil dit met julle deel vanmôre. Hoor bietjie wat staan hier. After receiving the things you prayed for, die klomp klein wonderwerkies, ask for the discipline to maintain, keep it alive. En die tweede ding, and the wisdom to make it grow. Dat jy nie weer in vrees verval nie, dat jy nie weer op daai punt kom waar die Here sê, Jesus Elmore, maar jou geloof is klein nie. En ek wil vir jy hier gedeelte lees, julle ken dit so baie goed, waar ou Petrus vir die Here sê, Here, as dit U is, as dit regtig U is, laat my dan op die water na U toe kom. Kom, sê Jesus vir hom. Petrus klim toe uit die kant van die boot, en hy begin op die water na Jesus toe kom, maar toe hy die hoë golwe rondom hom sien, het hy paniekerig geword, vreesbevange geword, en begin sink, en hy skree vir die Here, Here, help my, en die Here het onmiddellik sy hand uitgestrek en hom gehelp. Jou geloof is maar baie klein, sê hy vir hom. Waarom vertrou jy my nie? Weet julle, boeties en sisses, dit is so sprekend eintlik van elke gelowige. Weet julle wat sê die Here vir my, toe ek in hierdie angs ingaan, en ek begin worry oor goeders wat eintlik nog nie bestaan nie. Toe sê hy vir my, Elmore, in jou 67 jaar van lewe, het ek jou al ooit alleen gelos. Toe sê ek, nee Here, het my nog nooit alleen gelos nie. Toe sê hy, maar waarom vertrou jy my dan nou nie? Hoekom skielik hierdie klein gelowigheid? En ek het so skaam gevoel, maar weet julle, dit is so realiteit in mense se lewe. Een oomblik dan is ons daar, en ons glo, en ons vertrou, en dan die volgende oomblik dan is ons geloof net so klein, want ons sien al hierdie verskriklike goeders, wat moontlik met ons kan gebeur. En ek het nou vir die Here kom bid, en ek het gesê, Here, gee my asseblief die dissipline, om nooit te vergeet, wat U alreeds vir my gedoen het nie.
Boetie en sussie, skud dit bietjie van of stof dit bietjie af. Gaan haal dit daar waar jy dit diep weggeberg het. Die goed wat die Here alreeds vir jou gedoen het. Goedjies wat hy in plek gekry het vir jou. Klein wonderwerkies. Wat jy nie verdien het nie, wat hy tog vir jou kom gee het. En ek vra die Here, ek wil 'n dissipline in my hê, deur die krag van die Heilige Gees, om nie my oë van U af weg te vat, en die golwe en die goeters rondom my raak te sien nie, maar dat ek sal sien wat U vir my doen en nog steeds doen. En dit vra dissipline, dit vra dat ons as kinders van die Here sal onthou om te onthou, dat ons sal moeite doen, want weet julle wat, vrees vee wonderwerke uit. Vrees vree God uit. Die angs en die vrees wat Petrus daar beleef het, het Jesus uitgevee. Maar hy was daar en het sy hand uitgesteek en het gesê, kom hier. Kom hier Petrus, ek sal jou nooit los nie. En dan weet julle die tweede ding wat hier vir my so wonderlik is, en ek wil julle daarmee los vanmôre, is vra die wysheid dat dit jou sal laat groei. Dat wanneer jy in 'n storm van jou lewe kom, dat hierdie geloof van jou nie so klein word soos die vorige keer nie. En ek praat elke dag met myself daaroor, en ek weet van julle is in storms, en ek weet van julle moes al goed trotseer, wat nie maklik was nie. Van julle se lewens het al 180 grade omgedraai, en 'n ou weet nie altyd vorentoe of agtertoe nie, en hoe lank nie. Elke mens het sulke oomblikke in sy lewe. Maar die enigste standvastigheid, die enigste ding wat altyd dieselfde bly, is die hand van Jesus wat uitsteek na Petrus toe. Sy hand. Dis die enigste standvastige ding. En ek sê, Here, laat dit my groei, laat dit my sterker word, Here. Here, keer my dat ek weer in so 'n situasie beland waarin ek absoluut in vrees en in angs nie weet watter rigting om te gaan nie. Ek wil vanmôre hierdie boodskap vir julle bring, en ek het so baie eintlik om met julle te deel, maar 'n mens verander as jy so vir 6 weke lank op jou rug lê, en jy so afhanklik van ander, en eintlik absoluut afhanklik van God. Ek sal nooit meer sonder hom kan nie, boeties en sissies. Hy is die enigste standvastigheid, die enigste anker, die enigste hand wat my kan optel en vir my kan sê, maar hier is ek. Was vir my vanmôre so lekker om weer met julle te kan gesels, en dit wys dat die Here se wonderwerke nog steeds besig is om plaas te vind, en dat hy besig is om my te herstel, en ek kan hom nie genoeg loof daarvoor nie. Mag vandag vir elkeen van julle 'n dag wees waarin jy al die wonderwerke wat God al vir jou gedoen het gaan afstof, dat jy dissipline sal toepas, maar dat jy ook sal sê, Here, help dat hierdie wat U al vir my gedoen het, my sal laat groei in iemand wat nie wonderwerke uitvee nie, wat nie my oë van U af vir een oomblik wegvat nie. Ontvang vanmôre die seën van die Here. Amen.